Nou vriende, goeiemôre. Ons vertrou dat u 'n heerlike nag se rus gehad het, dat u vars verkoop en niet opgestaan het, en dat u ook kan sien vir hierdie nuwe dag en hierdie nuwe week. Mag die Here u seën met wonderlike wysheid vanuit sy woord en mag die krag van die Heilige Gees u begelei in hierdie week om meer as oorwinnaar te wees deur Jesus Christus wat ons lief gehad het. Ek wil die groet met so 'n paar versies hiervan uit Gesang 234 wat in besonder handel oor hierdie wonderlike Here Jesus wie ons aanbid. Daar staan: hoe heerlik is die Jesus naam, 'n engel deel dit mee, die Here kom sy volk verlos, 'n lig en lewe gee. Vers 2 sê, hy is Christus, deur die Gees gesalf, tot leraar en profeet, tot groot koning wat bewaar, tot priester in ons leed. In hom is elke Bybelwoord vervul en vas en waar, waaragtig God, regverdig mens, beloofde middelaar. Ag, en nog so een ou versie, vriende, vers 5, hy leer ons in sy naam te bid, te leer, te dien, te werk. En laat hy om die naam ons lei, bou hy ook so sy kerk. Nou ons gaan vanmôre besonder bietjie praat oor die werk van die Here, en hierdie ou versie sê, hy leer ons om in sy naam te bid, te leer, te dien en te werk. En ag vriende, as ons mooi daaraan dink, is dit tog die laagste opdrag wat die Here Jesus vir sy disippels kom gee het, en ook dan vir sy kerk wat tans op aarde is. Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Die Bybel sê baie duidelik dat die Here nie ons liefdevolle arbeid wat ons vir sy naam verrig het, sal vergeet nie. En daarom moet ons vanmôre 'n bietjie praat oor hierdie baie besondere gedagte van ons werk vir ons koning. Want u sien, elke môre moet dit ons motivering wees, waarom ons opstaan, waarom ons die dag tegemoet gaan, waarom ons elke uitdaging in die oë staar, juis met die gedagte, ons werk vir ons koning. En kom ek lees vir julle 'n versie of 2 hier uit 1 Kronieke 4, en dan gaan ons bietjie stil staan by hierdie gedagte en dit so toepas op ons situasie van vandag en hoe ons ook vir die Here dan ywerig kan arbei in die plek waar ons geplaas het. Nou net so 'n bietjie agtergrond. 1 Kronieke 4 is 'n boek wat geskryf is nadat die volk teruggekom het van Babiloniese ballingskap. Hierdie boek is 'n boek om die volk weer aan te moedig, om God eerste te stel, om hulle fokus van alles weg te neem na die Here self, en wat hulle ook al doen, dat hulle dit van harte sal doen asof vir die Here en nie vir mense nie. En nou lees ons daar in vers 23 van 1 Kronieke 4. Nou, u sal sien, die eerste klomp hoofstukke het baie name in, die geslagregisters, en dan sien ons in vers 23, hulle was die pottebakkers en die inwoners van Netaim en Gedera. Daar het hulle gebly by die koning in sy diens. Nou vriend, as ons gaan kyk na hierdie pottebakkers, dan sien ons dat hulle baie belangrike werk verrig het. En tog, in baie mense se gedagte was dit 'n eenvoudige werk gewees. Maar wat hulle aangevuur het elke dag om hulle pottebakkerswerk te doen, was dat hulle vir die koning gedoen het. Hulle was in die koning se diens gewees. En ag vriende, dit het vir my so getref in die Bybelstudie wat ek gedoen het vanuit Spurgeon, en die gedagte so baie mooi na vore gekom, dat u en ek ook in diens van die Here staan. Miskien is ons in diens van die Here soos wat ek is, 'n predikant wat voltyds werk vir die Here. Ek preek op 'n gereelde basis, ek doen huisbesoeke, ek doen hospitaalbesoeke, 'n mens doen berading met mense, daardie voltydse werk vir die Here en vir die koning. En ag vriende, hierdie is 'n belangrike werk. Soos u weet, die Bybel sê vir ons dat ons moenie baie 'n leermeesters wil wees nie, want ons sal 'n groter oordeel ontvang. En daarom moet ons besef ook as predikante, elke dag as ons opstaan, dan werk ons vir die Here. Ons werk vir die komende koning, die een wat gesê het, kyk, ek maak alles nuut, sê die Here. Maar vanmôre dink u miskien by jouself, maar wat doen ek vir die Here? Ag vriende, hierdie gedeelte is baie duidelik. Of u nou 'n geringe werk vir die Here doen, of u miskien vanmôre daar by 'n kleuterskool werk en net daar inbou in daardie kleintjie se lewe, of u vanmôre 'n ontvangsdame is, of u miskien vanmôre ambagsman is, of jy dan vanmôre by die ouerhuis sit en daardie evangelie met mense deel, is jy nog steeds in diens van die koning. En wat vir my baie belangrik is, die Here se teenwoordigheid by jou is dieselfde as sy teenwoordigheid by my. Die Bybel sê die Here is alomteenwoordig, en dit motiveer ons om ons allerbeste vir hom te gee, ons allerhoogste. Dikwels wanneer ons moedeloos raak en so half in ons situasie vasgevang raak, en ons dink by onsself, maar Here, wat doen ek vir u? Beteken ek daarom vir u iets in u koninkryk?
Dan wil ek u aanmoedig om te onthou, wat ook al die taak is wat u vir die Here verrig, hoe groot of hoe klein, dat u dit van harte sal doen, omdat die koning elke oomblik van elke dag by jou is, deur die werking van sy gees, deur die inwoning van sy gees, deur die ondersteuning van sy gees. En niks wat ons vir die Here doen, sal ongesiens verbygaan nie. Die Bybel is baie duidelik daaroor dat die Here ons oproep om vir hom te werk. Dat ons werklik ook, vriende, die saad van die woord sal saai in die akker van God, en die Here sal bid, dat hy daardie saad sal ontkiem, sodat dit vrug kan dra 30, 60, ja 100voudig tot eer van die Here. Ek wil vir u vra, daar waar u vanaand by die huis sal kom, dat u saam as gesin sal bid, en die Here sal vertrou vir die redding van siele. Miskien is daar mense met wie jy vandag gepraat het, noem hulle name voor die Here, miskien was dit 'n petroljoggie, sê Here, ek onthou miskien nie sy naam nie, maar u weet wie hy is, en u weet die evangelie wat ek met hom gedeel het, of die traktaatjie wat ek hom gegee het, sal u asseblief ook in sy hart werk, om hom by die kruis uit te bring. Dis maar die hele gedagte van hierdie ou versie, is hierdie pottebakkers het gewerk, en in sekere opsigte was dit 'n eenvoudige werk vir mense, maar hulle het dit gedoen vir die koning, hulle was in diens van die koning, hulle het onder toesig van die koning gewerk, en dit het hierdie werk baie besonder gemaak. Daar in 1 Korintiërs 15, vers 58, dis die opstandingshoofstuk, en u is seker bekend met al hierdie inhoud, maar vers 58 sluit af met hierdie woorde. Daarom, my geliefde broeders, my geliefde susters, geliefde gemeente, kind van die Here, daarom kind van die Here, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. So is so kosbaar, dat die Bybel ons oproep, die apostel Paulus roep ons op deur die werking van die Gees, en hy sê, broeders, susters, gemeente, kind van die Here, wees standvastig. Met ander woorde, moenie links of regs afwyk nie. Wees onbeweeglik en oorvloedig in die werk van die Here. En dan die rede, omdat ons weet, die vaste sekerheid, omdat ons seker is daarvan, dat ons arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Die Bybel is baie duidelik daaroor dat ons voor die troon van die Here sal staan, en dan sal ons loon ontvang, of ons sal loon verbeer. Daarom arbei so vir die koning, dat jy loon sal ontvang, om aan sy voete neer te lê, uit dankbaarheid, dat hy jou siel kom red het, dat hy jou in sy diens gestel het, om tot sy eer te lewe, om 'n getuie te wees in sy koninkryk, sodat kosbare siele ook gered kan word. Ag vriende, is 'n baie eenvoudige gedagte, maar wil ek vir u vra, dat u nooit u werk as gering sal sien in God se koninkryk nie. Dat u elke môre sal opstaan met die gedagte en die wete, die Here het my opgewek, hy roep my op, hy stuur my uit, om my te gebruik, om hom te verheerlik. En mag ons dit doen, met die wonderlike wete, dat die koning by ons is, hy sien wat ons doen, hy hoor wat ons sê, en hy seën die werk van ons hande, tot eer van sy wonderlike naam. Vriende, groete vir u, mooi dagie verder, tada.